Onze Vader in de hemel, ons wil net dankie sê vir nog die dag vir die ons gegee het en al die seëninge. Vader, soos ons nou by mekaar kom om die woord op te maak, vra ons dat die Heilige Gees sal stuur, ons te leer en lei in alle waarheid. Vader, ons vra ook nou dat U ons sal vergewe van ons sonde en dat U ons sal reinig van alle onregtigheid. Sien ons nou, Vader, in Jesus naam. So, in ons laaste les het ons gekyk na Jesus se posisie in die hemel, sy posisie wat hy gevat het toe hy na die aarde toe gekom het. En ons het gesien dat Jesus skepper is van die heelal. Nou, omdat Jesus gekom het om te kom sterf vir ons sondes, moet ons ook kyk hoe het sonde na die aarde toe gekom. En hoekom sukkel ons met 'n wese wat Satan is. Dit is nie sy naam nie, maar dit is maar net 'n naam wat mense hom gegee het, sodat ons kan verstaan wat sy, ek sal eintlik sê sy werk nie, maar wat hy hier doen. So, kom ons gaan kyk waarvandaan kom Satan en wat maak hy nou hier en hoekom het hy in die posisie beland. Kom ons gaan na Lukas hoofstuk 11 toe. Lukas hoofstuk 11 en ons lees van vers 18. Dit sê, toe sê hy vir hulle, dit is Jesus, ek het Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. So sien hier volgens Jesus, nou, Jesus is nou hier op die aarde en hy het met die disippels gepraat en hulle was nou net so trots dat die krag wat hy hulle gegee het was so baie dat hulle selfs die duiwels kon uit mense uithaal. En terwyl hulle dit sê, dink hy terug en hy sê vir hulle, ek het Satan gesien soos bliksem uit die hemel uitval. Dis toe hy in die hemel was. Nou, ons sien Satan kom van die hemel af. Kom ons kyk wat is die rede, hoekom het hy geval? Hoekom het hy soos bliksem uit die hemel uitgeval? Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Kom ons gaan na Jesaja hoofstuk 14 toe. Jesaja hoofstuk 14. En vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o morgenster? Nou, ek het vir julle gesê, daar is nie sy naam nie. Die Afrikaanse Bybel gee nie sy naam nie. Ek weet nie hoekom het hulle hom uitgehaal hierso nie, maar die Engelse Bybel sê wel wat sy naam is. Sy naam, toe hy in die hemel was Lucifer geweest. Dit was sy naam voordat hy geval het. Toe hy geval het, het hulle hom Satan genoem. Nou, in die Engelse Bybel, Jesaja hoofstuk 14 vers 12 sê het, hoe het hy uit die hemel geval? O Lucifer, morgenster, seun van die dagraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o weldiger van die nasies? Nou hier is die rede hoekom hy geval het. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van die samekoms, in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. So die rede hoekom Satan geval het, is omdat hy God wil gewees het. Dis die rede hoekom hy geval het. Ons weet, ons kan nie God wees nie, ons is skepping. Ons is die skepping, hy is die skepper. Ons kan nog nooit God wees nie. Maar hy wil tenminste God se posisie gehad het, wat ook stupid is. Om God se posisie sonder sy krag te het, is wertloos. Maar ons sien die rede hoekom hy uit die hemel geskop is, omdat hy wil God gewees het. En hy kan nie God wees nie. Kom ons kyk wat het volgende gebeur. Kom ons gaan na Openbaring hoofstuk 12 toe. Openbaring hoofstuk 12, ons wil kyk wat het daarna gebeur, toe hy die besluite gemaak het dat hy wil God wees. Openbaring hoofstuk 12, en ons wil kyk na vers 7. En het sê, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer.
En hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. So, ons sien weer name wat ons nie ken nie. Kom ons kyk eers wie is die draak. Kom ons lees vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Verlei. So die draak hier in vers 7, wat saam met Michael beklei, of oorlog voer, sy naam is Satan. So nadat Satan so besluit het dat hy God wil gewees het, het hy ook besluit dat hy oorlog teen Jesus of God moes maak, sodat hy die plek kon vat. En vers 7 sê het in oorlog, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Kom ons kyk gou wie is Michael. Want ons sien die draak is Satan, wie is Michael? Kom ons gaan gou na Daniel, hoofstuk 10. In die Ou Testament, Daniel, hoofstuk 10. En vers 21 sê, Nogtans sal ek jou te kenne gee. Die is die engel, Gabriel, wat saam met Daniel in 'n visioen of wat is die Afrikaanse woord? Gesig vir Daniel of 'n droom saam met Daniel praat. En sy engel. En hy praat met Daniel en hy sê, Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. En daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Michael. Nou ek weet baie mense ken nie die woord vors nie, maar vors beteken maar net prins. Dus prins Charles, maar hy is mos ook koning Charles geword, dieselfde julle vors. Nou, in ons vorige studie, in die laaste paar tekstverse het ons na Jesaja toe gegaan. Jesaja 9 en ek dink dit was vers 5, wat gesê het dat dit praat van die seun wat gebore was, en dit sê daar op die laaste van die tekstvers, noem dit Jesus die seun wat aan julle gebore is, die vredevorser. Sê, gee hom die naam van die raadsman, die magtige God, die vredevorser. En het praat daar van Jesus. So Jesus is die vredevorser. En ons sien hier dat Jesus se ander naam, of die naam wat hy in die hemel gehad het, was Michael gewees. En het sê hier in Openbaring dat Michael en sy engele het saam met die draak en sy engele beklei. Nou waar het die draak engele gekry? Want hy kan nie skep nie. Dit is net God wat kan skep. So waar het Satan sy engele gekry? Kom ons kyk gou na vers 4. En sy stert, dit praat van die draak, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel neergesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou. So het praat hier van die draak. En het sê dat die draak se stert 'n derde van die engele, ek het nou weggegee, 'n derde van die sterre het hy neergesleep na die aarde toe. Kom ons kyk, wat is die sterre? Ek het al klaar vir julle weggegee dat die sterre is die engele. Maar kom ons kyk. Kom ons gaan gou na Openbaring hoofstuk 1 toe. Openbaring hoofstuk 1 en ons wil kyk na vers 20. Openbaring hoofstuk 1 en vers 20 en dit sê, die verborgenheid van die 7 sterre, soos praat van sterre hierso, wat jy in my regterhand gesien het, regterhand gesien het, en die 7 goue kandeliers. Die 7 sterre is die engele. So sien hier in Openbaring, wanneer het praat van sterre, dit praat van engele. Die 7 sterre is die engele.
Ons het gesien die draak is Satan volgens vers 9 van hoofstuk 12. Ons sien hy het 'n derde van die sterre neergesleep saam met hom. En ons sien dat volgens Openbaring 1 vers 20 die sterre is die engele. So hy het 'n derde van die engele neergesleep na die aarde toe, saam met hom, deur sy ster te gebruik. Kom ons gaan kyk gou, wat bedoel dit, sy ster? Kom ons gaan na Jesaja hoofstuk 9 toe. Ons wil kyk, wat bedoel dit, die draak het sy ster gebruik om 'n derde van die engele saam met hom te verlei. Jesaja hoofstuk 9. En ons kyk na vers 14, dit sê, die oudste en aansienlike, die is die kop. En die profeet wat leuns profeteer, die profeet wat leuns profeteer, die is die stert. Die profeet wat leuns profeteer, is die stert. So, dit sê in Openbaring dat hy sy stert gebruik het om 'n derde van die engele, die sterre, maar ons het gesien die sterre bedoel engele, saam met hom neer te sleep. Hy het leuns in die hemel gebruik om 'n derde van die engele saam met hom te vat. En dit is die engele wat hy nou vandag gebruik. Vir ons sien, want hy kan nie vir almal verlei of mislei of, wat is die woord wat ek nou soek? As hy vir ons wil, ons moet iets doen, hy kan nie na almal toe gaan nie, want hy is nie God nie, hy kan nie in elke plek enige tyd wees nie. So hy gebruik ook die engele wat saam met hom geval het, en ons sien hy het leuns gebruik om hulle te laat val. Om hulle saam met hom te laat val. Nou, baie mense sal vra, het God dan nou 'n engel geskape wat, wat is die woord? Kom ek sê hom sommer reguit, wat nie perfek was nie. Hoekom het God 'n engel geskape wat so iets doen? Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel van die engel toe hy geskape was. Hoe het die Here hom geskape? Kom ons gaan na Ezekiel toe. Ezekiel hoofstuk 28. Ja. Ezekiel hoofstuk 28. En ons begin in vers 12. Ons kan in die derde sin van vers 12 begin. Jy is die seelring van die ewigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Nou, volmaak, daai woord volmaak, in die Engelse Bybel sê dit net perfect. So in die Engelse Bybel sê dit full of wisdom and perfect in beauty. So God het hom baie slim gemaak. Hy was die slimste engel in die hemel gewees. En hy was perfek in mooiheid. Hy sê dit skoonheid, maar die Engelse Bybel sê dit mooiheid. Vers 13 sê, jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Kaneel, topas en jaspis. Chrysolite, onyx en sardonyx, sapphire. En al die ander klippe sê dit hierso. Vers 14 sê het, jy was 'n gerub, dit is 'n engel, met uitgespreide vlerke, wat beskut. En ek het jou gestel op die heilige berg. 'n God was hy. Nou, daai woord, 'n God daar, jy kan sien in die Afrikaanse Bybel, hy is met 'n klein letter geskryf. En daai woord God, wat is die Afrikaanse woord? Beteken judge. Ek ken nou nie die Afrikaanse woord vir judge nie.
ek dink 'n rigter of so iets, daai woord wat sê dat jy was 'n God, is bedoel 'n judge gewees. So God het hom oor klompie mense of engele gestel. Hy was die hoogste in die rank in die hemel. Hy was oor al die engele. Jy het gewandel tussen die vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë. Volkome, hy was perfek in al sy weë. Van die dag af dat jy geskaap is, totdat daar onregtigheid in jou gevind is. Vers 17. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. So het was omdat hy so mooi was, dat hy so oormoedig geword het. Vers 18. Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou kophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig. Daarom het ek 'n vuur uit jou binneste laat uitgaan. Dit praat nou hiervan wanneer hy eendag sal brand in die hel. Nou, baie mense dink dat hy is die koning oor die hel. Nee, ons sien eintlik hier dat, en Jesus het ook self gesê toe hy op die aarde was, dat die hel was gemaak vir Satan en sy engele. So sien baie duidelik hierso, dat God het nie 'n engel geskape wat 'n probleem gehad het nie. Daar was geen defects in sy karakter toe God hom geskaap het. Hy was perfek en mooi gewees. En vol wysheid gewees. Maar hy wil God gewees het. Kom ons gaan gou weer terug na Jesaja hoofstuk 14. Ek wil hê ons moet daar iets gaan kyk. Jesaja hoofstuk 14. En ons kyk weer van vers 12 af. Van vers 13. Jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. So, Satan wil opklim in die hemel. Hy wil sy posisie, hy wil 'n hoër posisie gehad het as wat God hom gegee het. Kom ons kyk al die dinge wat hy gesê het hy wil hê. Ek wil opklim in die hemel. Daar is 1. My troon verhef bo die sterre van God. Daar is 2. En sit op die berg van die samekoms. 3. In die uithoeke van die noorde. 4. En sit op die berg van die samekoms in die uithoeke van die noorde. Daar is 3. Ek wil klim bo die hoogtes. Daar is 4. Van die wolke my gelykstel aan die Allerhoogste. 5 keer, hy wil homself verhoog het, 5 keer hoër as wat hy was. En hy het gedink, as hy dit kan doen, sou hy soos God gewees het. Nou ek wil hê, ons moet gou kyk. Sou dit die waarheid gewees het? As hy homself so, as God hom toegelaat het om dit te doen, sou hy soos God gewees het. Kom ons gaan gou na Filippense toe. En ons kyk, wat het God gedoen? In die Nuwe Testament. Filippense. Ons sien dat hy homself 5 keer wil hoër maak as wat God hom, die posisie wat God hom gegee het. Filippense hoofstuk 2 en vers 5 sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Jesus Christus was. En ons het in ons vorige studie gesien, dat Jesus was eintlik die hoogste in die hemel gewees. Dat sy posisie was baie hoog in die hemel gewees. Het sê, hy wat die gestelte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestelte van 'n diensknegt aan te neem. Dit is 1, hy het 'n diensknegt geword. Aan die mense gelyk te word. Ons het van dit laas keer gepraat. Hoe hy soos 'n mens geword het. Hy, die skepper, het skepping geword. Vers 8 sê, en in gedaante gevind was as 'n mens,
het hy homself verneder, dit is 3, deur gehoorsaam te word, 'n God, wat die skepper van alles is, hoekom moet hy gehoorsaam wees? Dit is 4, te word, en tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, dit is 5. Ons sien dat God, die skepper van heelal, hy het nie 'n hoër plek gesoek as wat God hom gegee het nie, of wat hy gehad het nie. Maar hy het gewys, om God te wees bedoel, dat jy is nie bang om nederig te word en saam met die skepping te kom leef nie. Om gehoorsaam te wees, om 'n diensknegt te word nie. Dit sê hier dat in vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. So, Satan het gedink, hy wil soos God wees. En dit bedoel, hy moet vir homself 'n hoër posisie kry. Maar God het hom gewys, dat as jy soos ek wil wees, jy sal nie bang wees om nederig te wees en die posisie te vat wat jy gegee is nie. Jy sal nie bang wees om gelyk te word aan die skepping nie. Nou, Satan is ook skepping, maar hy het homself, hy het gedink hy is hoër as die ander engele. En hy wil ook nie gehoorsaam wees nie. Nou, in die Bybel is daar, praat dit van 2 verborgenhede, of 2 mysteries, geheime. Geheim is nie die regte woord nie. Maar 2 mysteries. En die eerste mystery, kom ons gaan gou daarna toe, is in 1 Timoteus. 1 Timoteus 3, vers 16. En onteensgeluk, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. So, dit sê dat dit 'n mystery is, dat God, die skepper van heelal, gekom het en vlees geword het, 'n mens geword het, hy het skepping geword. Dit is 'n mystery wat ons nie kan verstaan. Kom ons kyk, wat is die ander mystery? Kom ons gaan na Tessalonisense toe. Tessalonisense 2 vers 7. Want die verborgenheid van die onregtigheid is al aan die werk. Nou, as jy die hele hoofstuk lees, sien jy dat dit praat van Satan en hoe hy God self wil wees. So die eerste verborgenheid is hoe die skepper skepping geword het. Ons sien in Timoteus, hy sê is 'n verborgenheid, hoe God, die skepper en die koning van alles is, die hele aarde, gekom het na die aarde toe, en vlees geword het, hy het skepping geword. En dan sien ons die tweede verborgenheid, is hoe die skepping God wil wees. Nou, ek weet, ons gaan praat in die les oor Satan, waar hy vandaan kom, hoe het hy hier beland en wat hy nou doen. Ek hoop ons het so 'n bietjie gesien, wat is Satan se posisie en hoe hy geval het uit die hemel uit. Dit was eintlik hoogmoedigheid wat hom laat val het, en hy wou God gewees het. Dit was sy probleem. En toe moes God hom uit die hemel uit skop. Maar dit was eintlik hy wat die oorlog begin het in die hemel. Want hy wil soos God gewees het, en hy het gesê, as hy nie daai posisie kan kry nie, sal hy beklei vir daai posisie. En ons sien dat hy verloor het en na die aarde toe geval het. En nou is hy hier, en hy probeer nog steeds elke dag die oorlog te voeg teenoor God. En hy het al lank al verloor. Hy wil wys dat op een of ander manier, ek weet nog steeds nie hoekom, beklei nog steeds nie, maar hy wil wys dat sy manier van dinge doen is die regte manier.
So ek hoop julle kon daar 'n bietjie verstaan van Satan, waar hy vandaan kom en hoe hy hier beland het. Daar is baie vrae wat ons het. Daar is nog baie goed in die Bybel wat ons kan lees oor Satan. Maar ons wil hom nie eintlik verhoog nie. Ons wil hom nie op 'n pedestal sit sodat ons na hom kyk nie. Daar is 'n baie beter verborgenheid wat ons kan na kyk. En dit is die verborgenheid dat Jesus, die skepper van alles, gekom het en vlees geword het en gesterf het vir ons sondes. Kom ons onthou dit. En nou in ons laaste studie het ons gesien dat hy het gekom om vir ons die ewige lewe te gee. En al wat ons moet doen is in hom glo. Ek vra een en elkeen van julle wat vandag luister. Kom ons glo dat Jesus ons skepper is, dat Jesus ons saligmaker is en ons God. Sodat ons daai genadegawe of geskenk kan ontvang van die ewige lewe. Kom ons bid. Onze Vader in die hemel, ons wil net dankie sê vir nog 'n dag vir ons gegee het en die lesse wat ons uit die Bybel uit kon ontvang. U het baie duidelik gemaak vir ons sodat ons nie in die donkerte hoef te leef nie. Ons kan sien waar ons moet loop en U het 'n skoon paadjie vir ons uitgevee. Ons weet soms is daar dorings in die paadjie en soms maak dit 'n bietjie seer en soms is dit 'n bietjie moeilik. Maar ons kan vrede en vreugde vind in die gedagte dat Jesus voor ons daai paadjie vooruit het hy daai paadjie geloop. En sy voete het die dorings vir ons plat getrap. Sodat ons nie hoef so deur alles te gaan wat hy gegaan het nie. Seën een en elkeen van ons. Seën die wat nou wat weer die boodskap sal later luister. In Jesus naam alleen bid ons. Dankie. Amen. Ek wil net weer vir almal herinner dat my ma se boek is uit. En as julle belangstel in 'n PDF kopie wat verniet is, julle kan dit in die description, my e-mail is daar, julle kan 'n e-mail stuur. As julle 'n hardcopy wil hê, julle kan ook 'n e-mail stuur en ons sal terugkom na julle toe en 'n plan maak sodat julle dit kan in die hande kry. Tot volgende keer. Bye. He's the open door. People need the hope. People